luisteraars, ek is Dominee Anna en ek is hier in die Milie FM se podcast studio. Ek gaan vandag saam met julle op hierdie wonderlike Sondag kuier en ons gaan vandag 'n bekende stuk uit Johannes hoofstuk 4 saam met mekaar lees. As jy daar by die huis sit en jy het jou Bybel ook daarso, lees saam met my die 2020 vertaling uit Johannes 4. Ons lees saam vanaf vers 1 tot en met vers 26 en in my Bybel staan dit op bladsy 111. Jesus en die Samaritaanse vrou. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes. Hoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels. Het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6ste uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, u het nie eens 'n skepting nie en hierdie put is baie diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het haar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit weer dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, gee vir my ook van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om meer te kom skep nie." Hy sê toe vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê toe vir haar, "Jy's te reg, 'n man het jy nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, ek kan sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê toe vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem aanbid sal word. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons nie verstaan nie, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê toe vir hom, "Ek weet die Messias kom, wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Jesus sê toe vir haar, "Ek is nou die een wat met jou praat." Gemeente, ons gaan vandag net tot sover lees, maar voordat ons hierdie stuk afsluit, kom ons lees net weer saam ons fokusteks vir vandag. Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Terwyl ons net so oop met die Bybel voor ons sit, ons as familie saam met mekaar, kom ons bid saam. Ons almagtige Here God, Vader, dankie dat U elkeen van ons vandag in ons omstandighede sien. Dat U weet hoe nietig en gebroken ons is, maar dat ons smag na die Here. Here, vandag vat U elkeen van ons aan die hand. U kyk ons in die oë en U wys vir ons dat daar is 'n ander pad om te loop. Net soos wat hierdie vrou ook haar lewe kon omdraai en 'n disipel vir U geword het, wat groot koninkryk vir die wêreld kom wees het. Vader, seën en behoed en bewaar ons as gemeentelede, as families, as huisgesinne, as individue voor die Here. Gee dat ons die lig en die liefde van ons Here Jesus in hierdie wêreld sal leef. Here, breek hierdie stuk vir ons oop, voed en versterk ons daarmee. Gee Heer dat ons in dankbaarheid ook so kan gaan leef, om vir ander te wys hoe die Here se lewensgewende waterbron deur ons vloei. Ons bid en ons vra hierdie uit U groot en die heilige genade, en ons weet ons kan maar, want U is ons 'n goeie God. Amen.
Nou luisteraars, wanneer ons hierdie stuk saam luister vandag op hierdie rustige Sondag, dan is daar een van 'n ding van 'n Samaritaanse vrou wat ons eers baie mooi moet besef. Samaritane was in die Jode se oë en mense se oë sondaar mense. Hulle was konservatief, hulle het op die verkeerde plek vir God aanbid. En om alles te kroon, wanneer Jesus saam met sy disippels hierdie pad loop van hoe hy in mense se lewe, sondaar mens of nie sondaar mens, mense in die oë kom kyk en hulle lewe kom verander, dan is hierdie een van die stories waar Jesus aan iemand se lewe kom vat het en hierdie vrou vir ewig verander het. Nou, hoekom hierdie Samaritaanse vrou so besonder is omdat sy regtig die seebodem van sondaars is. Sy is nie eers hier in die trappe op van iemand wat minder van 'n sondaar is nie. Sy is die seebodem van sondaar in hierdie tyd. Daarom gaan ons hierso aanneem dat die Jode hierdie vrou sou gesien het as sondaar, soos sy is gestraf deur God. Die Jode wat ryk was, baie seuns gehad het, baie lande gehad het, was weer geseënd in die oë van die Here. Hierdie vrou was gestraf in die oë van die Here. Ons lees hierso van hierdie vrou wat 'n Samaritaan is en ons lees dat sy nie net 5 mans gehad het nie, sy selfs nog enetjie wat sy wegsteek, sy het 'n 6de man. En as jy tussen Jode en Samaritane hier moes gekyk het, sou die Jode 'n vrou nog half kon verskoon het wat by 'n tweede man getrek het. Sê byvoorbeeld jou eerste man is oorlede en in 'n oorlogssituasie is hy oorlede, dan was dit 'n baie goeie praktyk dat sy boetie hierdie vrou sou gevat het as sy vrou. En aan die oudste seun wat uit daardie huwelik gebore sou geword het, sou die naam van hierdie oorlede man gekry het. Dit sou natuurlik verder eer in die familie gebring het. Maar wat hierdie vrou doen, is sy trek nou nie meer by die tweede man waar die gemeenskap haar kon verskoon dat hier 'n goeie rede was vir haar om so deur die mans te gevlieg het nie. Hierdie vrou trek nou al by die 6de man. En wanneer sy by die 6de man trek, dan lees ons 'n baie interessante ding wat die hele gemeenskap met hierdie vrou doen. Nie net Samaritane wat klaar sondaars in die oë van die mense rondom hulle is en klaar een kant toe gegooi is in 'n klein samelewing van hulle eie nie. Ons lees hoe hierdie vrou selfs in hierdie sondaar gemeenskap een kant toe gegooi raak. Ons lees hoe hierdie vrou nie by die lekker soet waterput binne in die dorp haar water kan gaan skep, wanneer dit so begin skemer raak in die aand, en sy moet 'n kappie oor haar hare trek, en al die vroue van die dorp gaan saam met hulle kruike, en hulle gaan saam na hierdie waterbron toe, om te gaan water skep nie. Ons hoor hoe hierdie vrou, in 'n spesifieke tyd, en as ons dit kan terugtrek vandag na ons tyd toe, dit is in die middel van die dag, in die hitte van die dag, kom hierdie vrou, en sy gaan na 'n bron van water buite die dorp. 'n brak bron van water, soos wat ons deur die geskiedenisboeke kan agterkom. Sy durf dit nie waag om binne in die dorp gesien te word nie. En dan moet die vraag by my en jou, wat lesers van hierdie stuk is, opkom, waarom nie? Waarom sal sy dit aan haarself doen om buite die dorp te gaan in 'n onmoontlike tyd van die dag wat vrek warm is, waar die mirages half van die woestyn so hier na jou toe aankom, sal sy op hierdie tyd gaan om water te gaan skep? En dit is omdat niemand in hierdie omgewing met 'n oneervolle vrou soos sy wil gesien of wil gemeng raak nie. Omdat 'n vrou van hierdie tipe skande en sonde iemand was wat dit op jou sou oordra, al het jy net vir daardie vrou hallo gesê. Daardie skande en sonde sou aansteeklik na jou toe gewees het, en geen mens wou dit op hulle hê om met hierdie skandelike vrou gesien te word, om met hierdie skandelike vrou in 'n verhouding te staan, gesien te word, vriende te wees nie, want jy wou nie van daai stand in klas geword het, wat deel was van hierdie seebodem sondaars nie. En dan kom Jesus, en hy doen 'n interessante ding, wanneer hy met sy disippels praat oor die wêreld, en die mensdom vir wie hy so lief is, en die mensdom vir wie hy aarde toe gekom het. En wanneer hy dit doen, is hierdie stuk smack bang in die middel. Hy kom na 'n sondagvrou toe wat nie meer verder kan nie. Sy kan nie meer verder afsak in hierdie status simbole nie, sy is heel onder. Hy kom na 'n vrou toe wat stikkend en gebroken is, sy het nie eens 'n man wat agter haar kyk nie, sy het geen wetlike regte nie.
Hy kom na 'n vrou toe wat nie vriende het nie, wat nie iemand het wat haar wil goed en met haar geassosieer wil word nie. En hy staan op van agter die put en hy sê vir haar, kan ek asseblief water kry? En wanneer hy dit doen, kyk hy haar in die oë. Elke keer wanneer 'n wonderwerk van Jesus gebeur, dan het hy iemand in die oë gekyk. En is nie enigsins anders met hierdie vrou nie. Hy kyk haar in die oë en hy kry haar waar hy weet sy sal wees. Een kant waar sy wegkruip. En wanneer Jesus haar kry, dan vra hy vir haar, gee vir my water, en hy begin hierdie gesprek met haar. Kan jy jouself die ongelooflike ongemak van hierdie Samaritaanse vrou indink? Nie net die ongemak van 'n ander mens wat met my die moeite doen om te praat nie, maar nog 'n man wat eenkant by 'n put alleen staan. Ek sou weggehardloop het as ek in haar skoene was. En tog kom sy en iets van haar goeie hart begin deur te skemer. Sy gee iets van haarself weg wanneer sy vir Jesus in bekommernis sê, meneer, ek kan sien jy is dors, maar jy het nie eens 'n skepting nie en hierdie put is besonder diep. Hoe kan jy maak? En dan gee sy vir Jesus water. Iets van haar goeie hart wat uitkom, dat sy nie iemand wat dors het in 'n woestyn net so gaan los nie. En Jesus sien haar raak en hy sien haar goeie hart raak. En wat hy doen op die volgende punt is, hy sê vir haar, en hy begin haar feite oor haar lewe te vra, hy vra haar, vertel my van jouself. Bring jy 'n man, dat ek vir hom ook kan verduidelik van hierdie lewegewende water, wat ek so graag vir jou wil gee. En sy verstaan hom mis, sy dink, Here, ek sal so graag nooit ooit weer hierdie skande loop, 12 uur in die middag wil doen, om uit die dorp uit, buite die dorp te loop, om by hierdie brakput, vrek slegte water te moet kom drink nie. Asseblief, hoe kan ek van daai water in die hande kry? Sy verstaan vir Jesus verkeerd en dan sê vir haar, bring jou man, kom ons praat met mekaar oor hierdie lewegewende water. En dan sê sy vir Jesus, ek het nie 'n man nie. En dan begin Jesus om die Messias in hom vir haar te openbaar. Hy sê, ek weet alles van jou. Ek ken jou klein geloof, ek ken jou struikeling in die lewe, ek ken alles waar jou lewe al plat geval het en ek weet al die feite ook van jou. Ek verstaan, jy is stikkend en ek verstaan, jy is gebroken. Maar dan kom hy en wanneer hy verder met haar praat, dan sê hy vir haar, ek het jou net so lief soos wat ek my ander koningskinders ook lief het. Daai koningskind wat al sy pa se geld gaan uitmors het en teruggekom het by die huis en haar se skaap vir haar seun voorberei. Hy was ook stikkend en gebroken. Saggeus die tollenaar wat daar bo in die boom gaan inklim en graag hierdie skouspel wou sien van hierdie wonderwerker wat hierdie towerkrag het om siekes te genees. Toe Jesus hom in die oë kyk en hom sê, Saggeus, klim uit daai boom uit. Kom, ek wil by jou aan huis tuis gaan en ek wil nog by jou gaan eet ook. Daar so daai hele skare wat hulle asem intrek, kan hierdie man in 'n tollenaar Sondag mense huis gaan eet? Kan hy in daai tollenaar se huis inkom waar daai tollenaar wat elke liewe dag die keiser se kop op 'n muntstuk moet hanteer, die brood breek en aangee vir hierdie huisgesin mense? Gaan hierdie Messias, hierdie selfgeproklameerde Messias, gaan hy wragtig waar in hierdie Sondag mense huis gaan eet? En dan kom Jesus en hy wys vir haar, ek eet nie net in Sondag mense se huis nie. Ek eet in Sondag mense wat goeie harte het en hulle lewens omdraai om weer koninkryk kinders van God te raak, waar God aan stuur van jou lewe kan staan. Ek gaan eet by hulle. Jy Samaritaanse vrou, is een van hulle. En wanneer hy dit vir ons sê, dan sê hy, inteendeel hy maak 'n belofte. Ek is die een wat nou met jou praat. Net soos wat ek met die voorvaders in Eksodus 6 'n belofte gemaak het, ek is, maak ek dit nou by jou ook. Ek is die ewige, die liefdevolle, die versorgende Abba Vader. Jy is myne, ek het jou uitgekies. En alhoewel jy die lewe en verkeerde keuses oor jou pad gebring het, gaan ek jou in die oë kyk en vir jou sê, moenie op jou pad aangaan nie. Ek sal jou hand van nou af hier vat
en ek maak die belofte dat ek saam met jou die pad sal loop. Luister ons, nou is ons besig om in die lydingstyd by Hemelvaart te kom, en ons is besig om in die tyd te kom waar Jesus opgevaar het, en waar die belofte gebeur het, en daarna gaan ons hoor van die Pinkster, en ons gaan hoor hoe Jesus verheerlik is, en hoe hy werklik daai belofte waar laat raak het. Nadat Jesus op aarde gewandel het, en nadat hy gehoorsaam aan die Vader was, en aan die kruishout vir ons gehang het, het dit waar geraak, die wonderwerk het gebeur. Die belofte is vervul. Hy het nie net mooi woorde vir sondaar mense kom gee, dat jy is my kind, en jy is 'n koningskind nie. Ek kom sterf vir jou, en ek staan weer op uit die kruis, en uit die dode uit vir jou nie. Nee, hierdie belofte het waar geraak. Wanneer Jesus met hierdie vrou praat, het hy hierdie belofte, wat ons weet, waar geraak het, wat hy ook vir haar gee. Ek is die ewige, gans andere God, is jou Abba Vader. Luisteraars, wanneer ons hierdie luister, moet ons besef dat hierdie vrou het in haar samelewing, en dit wat ons weet van geskiedenisfeite, 'n baie groot rol gespeel, om mense tot God te laat bekeer. Sy het 'n geliefde in haar gemeenskap geraak, en sy het 'n baie gelowige mens geraak, wat nooit weer bang was vir ander nie. Hoekom? Omdat God haar die krag gegee het. Mag ek en jy, wat hierdie belofte van God binne in ons dra. Ek is 'n kind van ek is. Ek is 'n kind van God die Almagtige, God die Vader, God die Ewige. Ek is 'n kind van 'n liefdevolle God, wat my kom kry, in my sonde en in my stikkindheid. Maar hy kom kry my, want hy het my gesien vir wie en wat ek is. Mag ons soos hierdie vrou, ook ons lewe omdraai om 'n lewe van blydskap te hê. Om 'n lewe van vreugde en vrede vir ander te gee. Om ook soos hierdie vrou te besef, dis nie mense wat my kan oordeel nie. Dis ek wat voor God moet staan, stikkend en gebroke, en hy wat my hand vat en my verder lei op my paaie deur die lewe. Dis al manier hoe ek my lewe kan omdraai. Mag ek en jy hoop kry, dat nie alles vir my en jou verlore is nie. Stikkende sondaar mense wat ons is. Dat ons aan 'n God glo, wat vir ons die ewige hoop en die ewige lewe gee. Amen. Kom ons bid saam, en daarna gaan ons 'n mooi lied luister, Familie FM. Here, dankie dat U vandag elke een van ons by die hand vat. Dankie dat U ons lei, en terwyl U ons lei, behoed en bewaar U ons. Die paaie van die lewe waarop ons loop, Here, die paaie waarheen ons moet gaan, die mense met wie ons moet meng. Dis nie mense wat ons bekommernis moet wees, wat ander van my dink nie. Here, dit is U, wat my hand vashou, en my lei waar my gawes en talente 'n lig vir die koninkryk van God kan bring. Stikkende gebroke mens wat ek is, gebruik U hierdie stikkende mens, om vir U koninkryk 'n lig te wees. Here, ons het nie genoeg dankies om vir U te sê vir dit nie. Net U is die volmaakte ewige koning. En daarom wil ons vandag 'n danklied en 'n loflied vir U sing. Mag ons U naam groot maak in hoe ons leef. Mag die wêreld sien dat ons is 'n halleluja lied. Here, mag ons, wanneer ons U hand elke dag in ons hand voel, weet ons is nooit alleen nie. Here, gaan saam met ons op hierdie paaie, behoed en bewaar en lei ons. Ons bid dit van U, want U is ons 'n goeie God. Amen.